Kom ons raak stil voor die Here. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Aan al die geliefdes van God en die geroepe heiliges, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre deur 'n loflied saam te sing, Gesang 238. Ons gaan al drie die verse sing van Gesang 238 waarin ons God in sy drie-eenigheid aanbid en verheerlik. In die besonder vers 3 waar ons ook oor die werking van die Heilige Gees sing. Aan U al die eer, o Gees, U wat gelowiges lei en wil leer. En dan hierdie gebed, rig ons gedagtes, heers oor ons hart, gee ons U vrede en troos in ons smart. Kom ons sing al drie die verse staande tot lof van die Here. Hemelse Vader, ons bring eer. U wat U skepping wil wysheid gegee. Groot is U almag, liefde en trou. Ons hier U goedheid op U kan ons bou. Ons hier U goedheid op U kan ons bou. Christus verlosser, ons bring U eer. U daal uit liefde as middelaar neer. U gee U lewe, U maak ons vry. Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy. Dankbaar kom ons nou onsself aan U wy. Heilige Gees, aan U al die eer. U wat gelowiges lei en wil leer. Rig ons gedagtes, heers oor ons hart. Gee ons U vrede en troos in ons hart. Gee ons U vrede en troos in ons hart. Geliefdes, na die wet van die Here sing ons as skuldbelydenis Gesang 56, die 6de en die 9de vers. Die rede hoekom ons ook die 6de vers vanmôre saam sing, jy sal sien dat Gesang 56 is 'n beruiming van Eksodus 20. Ons
fokus vanmôre in die prediking op die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. En daarom sing ons ook, bely ons skuld ook oor die oortreding van die 7de gebod, vanuit vers 6 en ook vers 9. So, jy kan bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely, direk nadat ons na die Here se wet geluister het. Sy wet het hy vir ons laat opteken in Exodus hoofstuk 20, en ons lees dit saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Jy mag jou doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stel. Deur die volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. Die Gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Geliefdes, gemeet aan God se volmaakte wil, weet ons hoe ver ons tekortskiet as ons eerlik met onsself is. Ons struikel gereeld, ons gee dikwels toe aan versoekings wat oor ons pad kom. Ons sondig gereeld voor God. Maar wanneer ons wegkyk van onsself en wanneer ons vertroue stel in Jesus Christus, ons enigste middelaar en verlosser, dan ontvang ons vanmôre hierdie wonderlike uitnodiging in Jesaja 1 vers 18 en 19. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper,
dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar vers 20 hou ook 'n waarskuwing in. Ons het hierdie belofte dat daar vryspraak is vir elkeen wat hulle toevlug neem tot die Here, maar vir die wat dit nie doen nie, die wat in hulle sonde volhard, waarsku die Here in vers 20 en sê, maar as julle weier en as julle wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geliefdes, om so deur die Here vrygespreek te word, sonder dat ons dit verdien, maar omdat Jesus Christus vir ons betaal het, maak iets los in 'n mens. Dit maak dat jy wil uitjubel en uitjuig en sê, in hierdie God glo ek. Hy is my verlosser en dit is wat ek oor hom glo. Ek wil hê die wêreld moet dit weet. Kom ons bely ons geloof aan die hand van die 12 artikels en die wat vrymoedigheid het, kan dit hardop saam met my spreek. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, ons gaan vanmôre uit die Here se woord uit saam lees Genesis hoofstuk 39. U kan 'n plekhouertjie daar insit voordat ons saam lees uit Genesis 39. Kom ons bid eers. O Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. U heerlikheid en U majesteit lê afgeets in die werke van U hande. Of dit is dat ons die kleinste blommetjie sien wat in al sy pragt en heerlikheid oopgaan, en of ons ons oë opslaan na die hemele en die uitspansel aanskou, of ons in die nag die sterrehemel aanskou, Here, en die sterre wat U elkeen gemaak het, waarvoor U elkeen 'n naam gegee het, wanneer ons die uitspansel sien en weet, U meet dit met U handpalm af, dan is dit alles, Here, deel van die dinge wat ons van U heerlikheid en U majesteit en U grootheid herinner. Maar U kom in ons wêreld in, en ons gaan nou in die adventtyd in, waarin ons dink aan die feit dat U, wat God bo alle gode is, dat U wat heerser is oor die ganse skepping, U wat die Almagtige is, dat U besluit het om in ons wêreld in te kom, om baie naby aan ons te kom, om Immanuel te wees, God met ons, sodat ons in hierdie lewe met sy uitdagings nie alleen hoef te wees nie. Ons dankie dat U, Here Jesus, ons bruidegom is, wat met U bloed kom betaal het, sodat ons U bruid kan wees, gewas in U bloed,
gereinig deur u werke, volmaak voor u. Dankie, Here Jesus, dat u in ons vreugde vind. Dat u aan ons getrou is, al is ons baie keer so ontrou in ons lewens. Dankie dat u vir ons voorsien en dat u vir ons gee, ver bo kan dit wat ons kan bid of dink. Here, ons bid dat u ook nou in ons lewens sal werk deur die kragtige werking van u Gees, waar ons met u woord voor ons oop sit, waar ons gaan saam lees. Ons gaan u stem hoor, want u is self hier teenwoordig. U spreek, Here. U het elkeen wat hier is geroep om hier te wees, omdat u met ons wil praat. Omdat u besig is om u bruid gereed te maak vir die bruilofsmaaltyd met die lam. Spreek dan nou, Here, want u diensknegt en u diensmaagd wil luister. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons lees uit die Here se woord uit Genesis, hoofstuk 39, baie bekende gedeelte. Ons gaan vanaf die eerste vers saam lees, ons gaan eintlik die hele hoofstuk saam lees, tot by vers 23. En Josef is afgebring na Egipte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën terwille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n Hebreëse man hier gebring om met ons gek te skeer. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê en ek het hard geskreeu. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer tuis gekom het. En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreëse knegt wat jy hier vir ons gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer.
En toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug. Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis. Maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrou. En alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Here met hom was. En wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan vanmôre stil staan by Josef se reaksie in vers 9. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Dit is die woord van die Here. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer 'n mens, ek weet nie wanneer laas het u die pad gery nie, maar wanneer 'n mens hierdie pad Groblersdal toe ry, die R25 hier van Bronkhorstspruit af, dan ry 'n mens onder andere deur Dennilton. So as jy nou al daai pad gery het, dan sal jy nou weet waarvan ek praat. Nou dis met die kinders se sport ry ons dit nou nogal redelik gereeld en is altyd vir ons 'n redelike amusante ervaring as ons daar ry, want as jy daar by Dennilton kom, dan is daar sulke groot borde so langs die pad opgesit met 'n klomp slagspreuke op. Nou dis duidelik dat daar in daardie omgewing 'n HIV-vigs probleem is. En die regering probeer iets doen om dit te bekamp, en daarom sit hulle hierdie borde op met hierdie slagspreuke om op so 'n manier nou iets in die gemeenskap te laat tuiskom, 'n gedagte, 'n idee oor hoe hulle oor die intieme moet dink en oor geslagsgemeenskap moet dink. Nou ek wil nou nie vanmôre alles herhaal wat op die borde staan nie, want dit is nou nie regtig gepas nie. Maar wanneer jy die boodskappe op daardie borde lees, dan is een ding baie duidelik. Jy weet presies wat is die regering se voorveronderstelling. Die regering se voorveronderstelling is dat vrye seksuele omgang is nie die probleem nie. Jy kan slaap saam met wie jy wil, wanneer jy wil, jy moet net veilig wees. Hulle boodskap is dus, jy kan maar die lakens met enige iemand kreukel, solank jy net veilig is. En ons weet dit is die regering se voorveronderstelling, want as u 'n bietjie na die lewensoriëntering kurrikulum gaan kyk in die openbare skole, dan sal u sien dat dit dieselfde vertrekpunt is wat geneem word wanneer ons kinders oor hierdie dinge in die skole geleer word. Kinders word geleer, maak nie saak of jy getroud is, en of jy ongetroud is nie, of jy nog op skool is nie, of jy kan doen wat jy wil, jy moet net veilig wees. Die hartseer werklikheid hiervan, geliefdes, is dat hierdie siening 'n baie groot deel van ons samelewing se denke geïnfiltreer het. Ook baie Christene se. Die Bybel werk egter met 'n ander voorveronderstelling. In Genesis 2 lees ons dat intimiteit, want ons moet ook nou eerlik wees, omdat daar soveel skeefgetrekte idees is oor die intieme, is ons geneig om dit te sien as iets vuil en as iets taboe, as iets waaroor ons nie praat nie, as iets waaroor jy nie mag dink nie, as iets waaroor jy nie opgewonde mag raak nie.
Maar die Bybel gee vir ons 'n ander prentjie daarvan. Die voorveronderstelling in die Bybel is dat dit iets mooi is, iets wat God van die begin af deel van die skepping gemaak het. Intimiteit het nie begin gebeur na die sondeval nie. Ons lees dat die Here nadat hy Adam en Eva bymekaar gebring het as man en vrou, dat hulle een vlees geword het. Let op die volgorde. God self bring hulle eers bymekaar. Hy sluit die huwelik. En daarna lees ons, en hulle was een vlees geword. Die huwelik is dus die veilige ruimte, die instelling wat God geskep het, waarbinne ons veilig die intieme kan beoefen en kan uitleef. Waar ons veilig ons behoeftes uiting kan gee. So dis nie dat die Here sê ons mag dit nie doen nie, maar hy gee vir ons die ruimte daarvoor. En tog wil baie mense weet, maar waar staan dit nou eintlik in die Bybel dat seks voor die huwelik verkeerd is? Ja, ons weet van oorspel, ons weet wat sê die Bybel oor oorspel, maar het oorspel dan nou nie eintlik te doen met mense wat getroud is en dan ontrou is nie. Waar staan dit dat ongetroudes hulle self rein moet hou en nie met elkeen wat hulle maag laat bokspring die lakens kreukel nie? Vanoggend wil God hierdie vraag duidelik vanuit sy woord beantwoord en ons bemagtig om in die krag van sy gees teen die sonde van oorspel te stry. Geliefdes, ons ken hierdie geskiedenis van Josef baie goed, maar dit is baie belangrik dat ons nie net hierdie hoofstuk in isolasie lees nie, want om te verstaan hoe groot die versoeking vir Josef moes wees, want 'n mens lees nie eintlik van hoe groot die versoeking vir hom was nie, dit word nie vir ons beskryf nie, maar 'n mens kan jouself indink op grond van die omstandighede wat op daardie stadium in sy lewe geheers het, dat dit vir hom nie maklik moes gewees het toe hierdie dinge met hom gebeur het nie. Daarom moet ons weet, wat was die paadjie wat hy geloop het totdat hy hier gekom het. Ons weet, Josef het toe as 'n jong man het hy 'n droom gehad waarin God vir hom gewys het dat hy groot planne met hom het, maar dinge het sommer van die begin af eintlik vir hom skeef geloop, nie waar nie? Want sy pa trek hom voor en gee vir hom hierdie mooi kleed wat hy kan aantrek. Hy hoef nie saam met sy broers te gaan om die vee in die veld op te pas nie, maar sy pa stuur hom op 'n stadium om vir hulle iets weg te neem en te gaan uitvind hoe dit met hulle gaan. En wanneer hy by sy broers kom, dan beraam hulle planne om hom dood te maak. Hulle wil hom vermoor, maar omdat Reuben ingegryp het en Juda ook later, word Josef genadiglik nie doodgemaak nie. Hulle gooi hom in 'n put. En toe daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars verbykom, waarvan ons hier in vers 1 lees, of vers 2, dan lees ons dat hulle vir Josef verkoop het aan die Ismaelitiese handelaars. Dit was Juda se plan. In plaas van hom dood te maak, kom ons verkoop hom eerder. En so beland Josef dan uiteindelik in Egipte. Want hierdie Ismaelitiese handelaars het dan vir hom gaan verkoop toe hulle in Egipte aangekom het, en hy word 'n slaaf in die huis van Potifar, hofdienaar van Farao. Hier in Farao se huis het Josef vinnig opgang gemaak, want God was getrou aan sy beloftes. Ten spyte van die teëspoed wat hom getref het, was die Here steeds by hom. So Josef het eintlik op 'n besondere manier die Here se teenwoordigheid beleef. En hy het, as 'n mens later ook gaan lees, hier in die einde van die boek Genesis, wanneer Josef terugkyk oor dit wat gebeur het, dan sien ons dat hy nie die Here se teenwoordigheid in sy lewe getoets het aan hoe goed dit met hom gegaan het nie. Want ten spyte van die slegte dinge wat met hom gebeur het, of hy nou 'n slaaf was en of hy in Potifar se huis was of hy uiteindelik in die tronk was, ons lees elke keer dat die Here dit wat hy gedoen het geseën het. En op hierdie manier het God die belofte wat hy destyds aan Abraham gemaak het, naamlik hy het vir Abraham in Genesis 12 gesê, in jou sal al die geslagte van die aarde, al die nasies, al die volke sal in jou geseën wees.
So iets daarvan het reeds waar geword, want toe Josef in Potifar se huis kom, toe seën die Here ook Potifar se huis ter wille van Josef. Tot so 'n mate het dit goed gegaan dat Potifar vir Josef met alles vertrou het, dat in sy huis was, het sy hele huishouding vir hom gegee, hy was oor niks bekommerd nie. Want hy het geweet is in goeie hande. En tog moet ons verstaan, broers en susters, hoe weerloos Josef in daardie omstandighede was. Hy's jonk. Hy's so oud soos 'n matriekkind waarskynlik. En hy sit in 'n vreemde land. Hy's in 'n heidense land waar daar anderster gedink word, waar daar ander waardes is as die land waaruit hy kom en die familie waaruit hy kom, waar daar ander gode aanbid word. Hy het geen ondersteuningsnetwerk nie. En as 'n jong man is hy waarskynlik eensaam. En hy voel verwerp. Sy broers wou hom nie hê nie. Beide sy sukses en sy emosionele toestand het hom waarskynlik 'n maklike teiken vir Satan gemaak. Potifar se vrou het dit uitgebuit. Ons lees in vers 7 dat sy na Josef gekyk het en gesê het, maar hierdie mannetjie is iets vir die oog. Sy het haar oë na Josef opgeslaan, sê die Bybel. En die Hebreëse woord beteken nie net daar, sy het na hom gekyk nie, dit beteken sy het met begeerte na hom gekyk. Nie net het hy mooi gelyk nie, maar hy was suksesvol. Josef het 'n selfvertroue aan hom gehad, wat sy dalk nie noodwendig by ander gesien het nie. Sy het dalk agtergekom, hierdie ou mag 'n slaaf wees, maar hy tree nie op soos 'n slaaf nie. Kyk hoe beheer hy hierdie huishouding. Kyk net wat se verantwoordelikheid word aan hom gegee. Sy bied haarself vir hom aan. Sy nooi hom uit, amper soos die slegte vrou in Spreuke 7 waar Dominee Pieter so 'n rukkie terug gepreek het. Sy maak dit vir hom maklik. En om alles te kroon, Potifar is nie by die huis nie. Niemand sal weet nie. Geliefdes, hierdie versoeking tref ons almal die een of ander tyd op een of ander manier. En ons moet weet dat Satan ons juis met hierdie versoeking gaan verlei, nie wanneer ons geestelik sterk is nie. Nie noodwendig wanneer waar ons in 'n omgewing is waar ons ander gelowiges rondom ons het wat ons kan ondersteun en ons kan vermaan en ons kan aanmoedig om die regte ding te doen nie. As jy dalk iewers in jou lewe teleurstelling of verwerping beleef het, dan kom maar partykeer in daardie oomblikke iemand oor jou pad, iemand wat jou spesiaal laat voel, iemand wat jou laat voel ek is gewaardeer. Iemand wat jou met hulle aandag en hulle komplimente oorlaai, maar wat uiteindelik ook meer van jou gaan vra. En jy gaan voel, dis reg. Hierdie persoon aanvaar my, hierdie persoon het my lief, hierdie persoon verwerp my nie, hierdie persoon gee vir my 'n veilige ruimte. Maar ander kere kom hierdie versoeking juis op die rug van ons sukses na ons toe aangery. Broers en susters, onthou u toe die skandale uitgebreek het rondom Joost van 'n Westhuizen destyds, die Springbok rugby speler. En al die dinge wat hy aangevang het. En wat het gebeur? Hy was suksesvol. Hy was 'n Springbok. Hy was een van die beste rugby spelers in die wêreld gewees. Hy kon kry net wat hy wou hê. En die meisies het vir hom geglimlag. Hulle vind dit aanloklik.
En dit streel ons manne se ego. Maar dit is lekker. Ons hou van hierdie aandag. Dit is lekker om te voel ons is in beheer. Dit is lekker om te voel ons kan kry net wat ons wil hê. Want dit is deel van ons sukses. Partykeer is die verleidsters die suksesvolle vrouens. Wat die mag geniet om net hulle vingers te klap en hulle behoeftes te bevredig. Derdens, geliefdes, kom hierdie versoekings na jou toe ook met die aanmoediging, niemand gaan weet nie. Potifar is hier nie. Jou pa en ma sit daar ver in die Vrystaat, jy's hier by Tikkies, jy's swart, niemand gaan weet nie. Toe ons in Engeland was, en daar in die bediening was dit baie jong mense se grootste uitdaging. Hulle kom daar in Engeland aan, 18, 19 jaar oud, nog altyd in 'n beskermde omgewing in hulle ouer huis groot geword, en ewe skielik het hulle al hierdie vryheid, ewe skielik het hulle niemand wat meer oor hulle skouer loer nie, niemand wat vir hulle waarsku en sê, oppas, moenie daar gaan nie, wees versigtig, moenie dit doen nie, hierdie ou is nie goed vir jou nie. Daar was geen verantwoordbaarheid nie. En dit het baie van hulle in die moeilikheid laat beland. As niemand weet nie, of ek nou saans alleen op my skerm is, of op 'n plek waar niemand my ken nie, is juist dan, wanneer Potifar se vrou se uitnodiging nog meer aanloklik klink. En wat hierdie versoeking tot oorspel in ons dag nog gevaarliker maak, geliefdes, is deel van die denkwyse van ons tyd. Mense dink nie dat dit meer verkeerd is om hierdie dinge te doen en om buite die huwelik intiem te verkeer nie. Hulle beskou hierdie sienings wat ons het as oudtyds en uitgedien. En dit maak dit moeilik vir jong mense wat in hierdie wêreld moet groot word, waarin daar so oor die intieme gedink word. Want hulle ken nie iets anders nie. En wat dit vir hulle nog moeiliker maak, is dat groot mense wat voorheen getroud was, wat dalk 'n man of 'n vrou aan die dood afgestaan het en weer in 'n verhouding met iemand ingaan, dat daardie groot mense ewe skielik, as hulle nou in 'n tweede verhouding staan, ewe skielik alles oorboord gooi. Weet jy, broers en susters, jong mense sit baie keer en luister, dan word daar gepreek van die preek so af, julle jong mense, julle moet julle gedra, julle moet veilig wees, julle moenie so losbandig wees nie, maar ek sê vir die broers en susters, dis nie net jong mense wat die probleem het nie. Die sonde van oorspel is nie net 'n jong mens probleem nie, dis in 'n groot mate 'n groot mens probleem. Groot mense wat sê ons weet waaroor die huwelik gaan. Hulle gee net eenvoudig nie meer om nie. Wat is hulle verskoning? Sê ag man, ek was al getroud, ek ken alles. Ek kan dit maar doen. Ek gaan nou nie weer myself nou onthou en ek gaan nou nie weer wag voordat ek saam met hierdie vrou of saam met hierdie man intrek voordat ek getroud is nie. Want ons niks wat jy my kan leer nie. En dit is die wêreld waarin ons jong mense groot word, broers en susters. Hulle hoor in die kerk een ding, maar hulle sien iets anders ter by ons. Hierdie twee goed kom nie altyd met mekaar ooreen nie. Die vraag is nou, hoe bied ek weerstand teen hierdie versoekings? Die eerste stap wat ons in hierdie gedeelte raak lees, is dat ons moet besef dat oorspel, of dit nou binne die huwelik of buite die huwelik is, dit is sonde. In vers 8 en 9, geliefdes, lees ons hoe Josef weerstand bied. Hy weier om saam met Potifar se vrou te slaap.
En sy reaksie in vers 9 ontbloot vir ons sy motivering vir hierdie optrede van hom. Daar vra hy vir Potifar se vrou hierdie belangrike vraag: hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Moenie 'n fout maak nie, hy het verstaan dat as hy sou oortree, dan sou hy ook teenoor sy naaste oortree, want hy sê vir haar, ek kan nie hierdie aan my Heer doen nie, hy het sy hele huishouding behalwe u aan my toevertrou. Ek kan dit nie aan hom doen nie, ek kan dit ook nie aan u doen nie. Maar wat sê hy ten diepste? Wat is die probleem ten diepste? Hy sê, as ek hierdie ding sal doen, dan gaan ek sondig teen God. Ons kan aflei dat Josef in 'n baie intieme verhouding met God geleef het. Moses skryf vir ons hierdie verhaal neer, of dit word uit sy mond uit hier vir ons neergeskryf. En dan op 'n paar plekke hoor ons hierdie woorde wat ons in vers 2 ook raak lees: die Here was met Josef. En uit sy reaksie uit is dit duidelik dat hy God en sy wil geken het en dit gesoek het. Ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van sy teëspoed, ten spyte van sy emosionele toestand, was sy hoogste doel steeds gewees om God te verheerlik en aan God gehoorsaam te wees. Josef redeneer nie en sê, ja, kyk wat het die Here alles met my laat gebeur. Hy het my uit my vaderhuis uitgedryf, niemand wil my hê nie, niemand gee vir my om nie, die Here is ook nie by my nie, want kyk net hoe sleg gaan dit met my, ek gaan nie die Here eer nie. Nee, in spyte van sy omstandighede, is die belangrikste kriteria wat hy gebruik, hierdie kriteria, wat sê God? Dit bepaal sy optrede. En Josef het geweet dat God intimiteit vir die huwelik bedoel het. Intimiteit is nie maar net 'n dierlike instink waaraan ons uiting moet gee wanneer die drang by ons opkom nie. As jy nie met iemand getroud is nie, behoort daar nie 'n intieme verhouding te wees nie. Hoor hoe sê hy vir Potifar se vrou, vers 9. Hy weier haar versoek, dan sê hy vir haar, omdat u sy vrou is. En as ons mooi oplet, sal ons hoor dat Josef eintlik 2 dinge hierdeur sê. Eerstens, weier hy haar versoek omdat sy 'n getroude vrou is. Maar tweedens, weier hy dit omdat sy nie met hom getroud is nie. So hoor mooi, Potifar, of Josef sê nie vir Potifar se vrou, "Ai man, as jy nog net nie getroud was nie, en jy dan nog gekom met hierdie versoek, dan was dit nou 'n ander saak." Hy sê, nee, u is getroud. Dit sal verkeerd wees teenoor die Here om dit te doen. Maar die tweede ding, sê, u is nie myne nie. Die Here het u nie vir my gegee as my vrou nie. Daarom sal dit sonde wees. En uit hierdie reaksie uit sien ons dis duidelik dat wat God se bedoeling met intimiteit is. Dis slegs geoorloof tussen 2 mense wat voor God getroud is. Dis die afleiding wat ons hieruit moet maak. Wanneer jy dit op enige ander manier beoefen, selfs al krekel jy die lakens net virtueel, is jy besig om teen God te sondig. Nou broers en susters, dis 'n belangrike ding om te verstaan. Hierdie sonde is nie maar net iets waaroor die kerk 'n bietjie ongemaklik is nie. Dis nie iets waaroor die ouer tannies in die gemeente jou met groot oë gaan aankyk. En dis hoekom jy dit nie. Dit is sonde teen die Here. En as ons dan weet dat dit nie reg is nie, en dit was die eerste stap, dan behoort ons aktief en geesvervuld teen hierdie versoeking weerstand te bied.
Wanneer Josef in hoofstuk 41, so bietjie later, dan weet ons hy was in die tronk, en dan kom hy uiteindelik uit die tronk uit, en hy moet Farao se drome uitlê, dan lees ons in vers 38 van hoofstuk 41, dat Farao die volgende oor Josef vra: kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is? Dit is interessant, dat in die hele boek Genesis word net Josef beskryf as iemand in wie die gees van die Here was. Dit is nie te sê dat die ander gelowiges nie die gees van die Here in hulle gehad het nie, maar Moses wil vir ons iets van Josef se intieme verhouding met God beklemtoon. Hy wil vir ons iets wys en sê, hierdie man se optrede was die gevolg daarvan dat die gees van die Here in hom was. Hy het nie op sy eie kragte staat gemaak nie, hy het God geëer en hy was onder die heerskappy van die Gees gewees, hy was gehoorsaam aan die Gees gewees en dit het hom bemagtig, dit het hom in 'n posisie geplaas om te kan sê, nee dankie. Selfs al word dit op 'n skinkbord aan my opgedis, nee dankie. En ons moet nie dink, broers en susters, dat ons in ons eie krag weerstand kan bied nie. Ons moet nie dink dat die Bybel vir ons leer, ons moet net soos Josef maak, ons moet hom net naboots in ons optrede. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan nie op jou eie soos Josef kan wees nie, ons is te swak. Dit is slegs wanneer die gees van God in jou is, dat jy werklik in staat kan wees om hierdie soort versoekings te weerstaan en daarteen weerstand te bied. En kyk wat doen Josef, gelei deur die Heilige Gees, hou hy hom nie wind teen hierdie omstandighede nie. Party ouens doen dit mos, hulle sê, kom ons kyk hoe ver kan ons hierdie laat gaan. Kom ons kyk, hoe ver kan ons dit druk, voordat dit te gevaarlik raak. Nee, hy vlug van die gevaar. En hierdie wysheid is 'n paradoks wat gelowiges goed moet begryp. Soms is vlug die beste manier van veg. Die Here was waarlik met Josef en die Here het hom staande gehou te midde van hierdie versoekings, omdat hy uiteindelik 'n belangrike instrument in God se raadsplan was. En dit is die onderliggende boodskap. Die Here het nie so seer vir ons hierdie gedeelte hier ingesit in sy woord om vir ons oor hierdie versoekings te leer nie, dis sekondêr daartoe. Uiteindelik is die onderliggende hiervan dat die Here was besig met 'n plan gewees. Josef sou nie net seën vir Potifar se huis bring nie, maar deur sy optrede sou God sorg dat al die nasies van die aarde geseën word. God gebruik hierdie gebeure om Josef uiteindelik in die paleis en op die troon as onderkoning van Egipte te kry. Die Here is besig om voorsiening te maak vir die bewaring van sy volk. Daardie volk waar hy die beloofde verlosser van die mensdom gebore sou word. En sien, as die volk nie bewaar gebly het nie, menslik gesproke, sou, as hulle van die honger omgekom het, dan was die verlossingslyn vernietig gewees. Maar God sorg dat sy beloftes waar word. Hy gebruik Josef. En Juda word saam met sy broers gespaar, sodat Jesus Christus, die ware verlosser van Israel, uiteindelik uit sy nageslag gebore word. Josef se broers wou van hom ontslaa raak. Hulle het hom as 'n slaaf verkoop, en tog verlos hy hulle. Jesus Christus se broers het hom oorgegee en bloeddorstig uitgeskreeu, kruisig hom. Josef het gewillig die lyding gedra wat God oor sy pad gebring het, en God het hom gebruik om sy volk van hongersnood en uitwissing te verlos. Uiteindelik sou Jesus Christus ook die lyding wat God ter wille van ons sondes, ook die sondes van ons ontrouheid en van ons oorspel, op hom laat neerkom het, sou hy daardie sonde ook gewillig gedra het. Hy het die dood ingegaan,
sodat ons van die dood en die sonde verlos kan wees, sodat ons in der ewigheid nooit honger en nooit dors sal wees nie. Maar hy doen meer as dit, geliefdes. Hy sorg dat God se seën ons ook bereik. Want deur die geloof word ons deel van Jesus Christus. En deur sy Gees is die opgestane Christus by ons teenwoordig. Ons deel in die seën van sy oorwinning. Sy krag is nou ons krag. Sy oorwinning is ons oorwinning. Ons is bemagtig om werklik geesvervuld weerstand teen die sonde van oorspel te bied, of teen watter sonde ook al. In hom is ons meer as oorwinnaars, sodat ons nie aan ons sondige begeertes boedel hoef oor te gee, asof ons geen beheer daaroor het nie. Een ding moet ons egter weet, broers en susters. Geesvervulde weerstand, sulke weerstand, het wel gevaarlike gevolge. Potifar se vrou draai die situasie in haar guns. Sy maak asof Josef die een was wat haar wou misbruik. En Josef is weer eens die slagoffer. Hy beland in die tronk. En wat met hom gebeur het is verskriklik, maar in 'n sin is dit ook merkwaardig, want as 'n mens weet hoe dit in die antieke tyd gewerk het, dan weet ons dat Potifar eintlik niemand sou oog geknip het as hy vir Josef doodgemaak het nie. Maar dis eintlik wat met Josef moes gebeur het, hy moes doodgemaak geword het. As dit waar was wat oor Josef gesê is, moes hy gesterf het. Maar Potifar laat hom net in die tronk opsluit. Ons lees hier, hy was ongelukkig gewees oor wat hy gehoor het gebeur het, maar tog kan 'n mens nie help om te wonder, was hy werklik oortuig van sy vrou se storie nie? Ons weet egter dat dit alles deel van God se raadsplan was om vir Josef te kry waar hy moes wees. Wat ons hieruit moet verstaan, broers en susters, is dat hulle wat opstaan vir die waarheid, ook vir hierdie waarheid oor die intieme, hulle wat die sonde beveg en daarteen weerstand bied, hulle kan verwag om deur die wêreld verag en selfs as kriminele behandel te word. As jy sterk teen hierdie dinge standpunt inneem, kan jy verwag om uitgeskuif te word en selfs as skuldige uitgekry te word. Net hierdie week lees ek weer van 'n Kanadese parlementslid, Mark Miller, wat wetgewing voorstel wat Christene sal verbied om sekere teksverse aan te haal omdat dit volgens hom op haatspraak neerkom. En hy verwys natuurlik na teksverse wat oor seksuele losbandigheid gaan. Dit is die soort gevolge wat ons in die gesig staar. Gelowiges wat byvoorbeeld by aborsieklinieke pleit dat ongebore kinders se lewens beskerm word, wat pleit daarvoor en vra dat die regering eerder moet veldtogte loods om seker te maak dat die huwelik beskerm word, sodat dit die veilige ruimte is waar binne mense hulle behoeftes kan uitleef en waar binne kinders gebore kan word. Hulle word in hegtenis geneem omdat hulle op ander se vryheid en reg van keuse inbreuk maak. Geliefdes, as ons losbandigheid effektief in die samelewing wil bekamp, dan behoort ons voorveronderstelling nie te wees dat seks voor die huwelik reg is solank jy dit net veilig beoefen nie. Ons behoort die probleem met 'n Bybelse voorveronderstelling te benader. Die intieme hoort in die huwelik. As gelowiges is niemand van ons gevrywaar van die sonde van oorspel nie. Dit hurk ook by elkeen van ons se deur en dit soek na geleentheid om ons te verslind. As ons daarteen weerstand wil bied, dan moet ons dit eerstens erken vir wat dit is. Sonde teen God. Dis nie maar net iets waarvan die kerk nie hou as jy dit doen nie. Dis sonde teen God. En dan moet ons geesvervuld daarteen weerstand bied deur daarvan weg te vlug
en dit in die naam en in die krag van Jesus Christus te oorwin. En hierdie weerstand, as ons dit bied, moet ons weet, het baie keer gevaarlike gevolge. Maar God gebruik uiteindelik ook daardie gevolge om sy doel te bereik. Mag die Here ons deur sy Gees lei en mag hy ons bemagtig om die wysheid van Spreuke 5 vers 15 tot 17 ter harte te neem. Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe oorloop, waterstrome op die pleine? Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die prediking en dit gaan terselfdertyd ook ons gebed wees. En ons sing gesang 95 die Onse Vader. Die rede hoekom ek graag wil hê ons hiermee moet antwoord is omdat ons in die besonder ook in hierdie gebed vir die Here vra om ons te lei wanneer daar versoekings oor ons pad kom. Om vir ons by te staan want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons erken hy is koning, ons erken hy regeer. Hy woon in die hemel, hy is heilig, sy ryk is oor alles. Daarom regeer hy ook oor my lewe. Maar het is nie altyd vir my maklik om sy heerskappy te erken nie. Die versoekings is daar en daarom het ons hom nodig. Kom ons bid gesang 95 en dan bly staan ons vir die uitspreek van die seën. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeet al ons skulde, net soos ons vergewe. Die wat teen ons sonde, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die Here. Verewig en ewig. Amen. Verewig en ewig. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef onder sy beskerming en in sy teenwoordigheid en in die krag van sy Gees. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.